Ek wil graag vandag met julle oor die tema praat. Gooi onnodige gewig af. Nou voordat enigiemand ongemaklik in hulle stoele begin rondskuif, ek praat nie van die ekstra vetjies wat in die wintersmaande so maklik vergader nie. Ek praat wel van 'n ander soort gewig wat ons almal ronddra. En party mense se onnodige gewig wat hulle ronddra is meer voor die hand liggend as ander mense sin. Maar dan is daar van ons wat al geleer het om dit baie goed weg te steek. Maar die feit van die saak is, die Here wil ons almal heeltemal kom vrymaak van dinge wat ons terughou. Want anders gaan die lewe baie meer moeite wees en baie meer swaar kry as wat dit nodig is om te wees. Nou, die lewe van 'n Christen word baie gereeld in die Nuwe Testament met 'n wedloop of met 'n stryd vergelyk. Nou, dit beteken nie ons moet veg om gered te word nie. Ons as mense is deur genade alleen, deur Jesus, gered. Maar ons as geredde mense het wel 'n wedloop en 'n stryd voor ons. En ons is geroep om volhardend, gefokus en vry te leef. En daar is 2 tekste wat ek graag vandag saam met julle wil bestudeer. So ek geniet dit om die woord so oop te maak en 'n eksegese te doen. So ek wil vra dat julle saam met my vandag na hierdie 2 teksverse gaan kyk. Die eerste een is in Hebreërs 12 vers 1 tot 2. En dit sê, terwyl ons dan so 'n groot skare geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik. En laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop. Die oog gefestig op Jesus, die begin en volëinder van die geloof. Nou eerstens, noem hierdie vers dat daar is 'n groot skare geloofsgetuies rondom ons. Nou net soos wat jy by 'n groot stadium 'n skare sal vind, wat die deelnemers aanmoedig en toejuig, is daar op hierdie oomblik 'n hemel vol mense wat getrou hulle wedloop voltooi het. En hulle kyk nou toe oor hoe jy die stryd veg wat nou voor jou is. En hierdie is vir my 'n wonderlike gedagte om te weet dat daar is niks wat ek kan ervaar in hierdie leeftyd wat miljoene ander mense nie ook al ervaar het nie. Dink gou 'n bietjie daaraan. Daar is niks, ons glo so dikwels hierdie leuen van ek is alleen. Niemand sal verstaan waardeur ek gaan nie. Ek is die enigste een wat so voel. Dit is 'n leuen wat daar is om ons te isoleer. Die waarheid is dat elke liewe sonde, elke las, vrees, bekommernis, twyfel, onsekerheid, leuen, pyn, alles wat ek al my lewe deur moes werk, die dinge waarmee ek nou worstel, en die dinge wat ek nog gaan teekom, is al klaar deur ander oorwin. En as die Here vir Paulus en vir Petrus, Moses, Dawid, al die geloofshelde, as hy vir hulle kon krag en genade gee, om in oorwinning te leef en met volharding die stryd te stry, hoekom sal die Here dit nie ook vir my doen nie? Hy is mos dieselfde God. Maar die vraag is, hoe hardloop ons? En ek wil hê jy moet vir 'n oomblik jouself voorstel, ek hou nie van hardloop nie, so ek moet baie hard my verbeelding gebruik hier. Maar as jy eerlik moet wees oor waar jy nou is en hoe jy nou lyk in hierdie wedloop van die lewe, wat sal jy sê? Hoe hardloop jy? Voel jy dalk jy wil tou opgooi? Jy wil ophou hardloop want jy's moeg? Dit is daardie tyd van die jaar. Is jy dalk so besig om te kyk hoe ander mense die wedloop hardloop, dat jy nie eers besef jy staan stil nie? Dalk is daar van julle vandag wat voel, julle is by die wegspringpunt. En jy wil baie graag hardloop, maar
jy is onseker oor wat om te doen. Dalk is daar van julle wat al nader aan die eindpunt is. En jy voel dit in jou liggaam. En jy besef die belangrikheid van om goed te eindig. Of dalk kan jy eerlik vanoggend voor die Here staan en sê, Here, ek hardloop met oorgawe. Maar ek voel partykeer daar is iets wat my terughou. Daar is partykeer iets wat my laat struikel. En dit maak nie regtig saak waar jy nou in hierdie wedloop is nie. Hierdie vers bemoedig ons almal om die wedloop wat vir ons voorlê. En hierdie is baie belangrik. Ek kan nie iemand anders se wedloop vir hulle hardloop nie. En niemand anders kan my wedloop vir my hardloop nie. Maar ek moet die roeping, die baan wat die Here vir my gegee het, wat vir my voorlê, moet ek met volharding hardloop. Nie met gemak nie. Nie halfhartig nie. Nie stap en wandel nie. Nie, okay, ek gaan nou eers 'n breek vat, en ek hoor dit so baie, ek moet bietjie terug staan vir 'n ruk. Ek het net bietjie spasie nodig. Dis nie wat hierdie vers sê nie. Hierdie vers sê met volharding hardloop. En ek het gisteraand praat ek met die Here oor toe ek voorberei het en ek sê vir die Here, maar dit is ook normaal om moeg te raak wanneer jy hardloop. Enigiemand word moeg as hulle hardloop. En is asof die Here gisteraand vir my sê, dink aan Jesaja 40. Wat staan daar? Those who trust in the Lord will run and not grow weary. En wat is die vers vandag op die Bible app? Those who run will not get weary. Dankie Here, dit was 'n bevestiging vir my vanoggend. En dit is 'n belofte van die Here, julle. En ek wil dit weer sê, those who trust in the Lord will run and not get weary. Dit is 'n belofte van die Here. But we have to trust in Him, because it's not in your strength, it's in His strength. En so die groot vraag wat ek vandag vir ons wil vra is, hoe hardloop ons? Met volharding, sonder om moeg te raak. En die antwoord is, gooi onnodige gewig af. En maar hoe lyk dit prakties? Kom ons praat 'n bietjie daaroor. Die eerste deel van hierdie vers het gesê, daar's 'n groot skare getuies wat rondom ons is, en dan sê hy, laat ons elke las van ons afgooi. Nou die Griekse woord vir las word letterlik vertaal beteken gewig, bagasie, swaarheid. En dit verwys spesifiek na enige iets wat 'n hardloper sal verhinder om sy vinnigste te hardloop. Hierdie is baie belangrik. Dit is nie net die groot goed wat 'n hardloper keer om te hardloop nie. Hierdie is daai klein goedjies wat jou keer om jou vinnigste te hardloop. Enige iets wat jou vertraag. Nou, atlete in die antieke tyd, dit is vir my baie interessant, ek is eintlik maar bly ek nie in daai tyd geleef nie, maar atlete in die antieke tyd het hulle 'n leefstyl gehad van reg eet en oefen. 'n Leefstyl, en hierdie is baie belangrik. Hulle het nie net een keer 'n week reg geëet en gedink, shop. Een keer 'n week geoefen en gedink, ek is reg nie. Hulle het 'n leefstyl gehad van reg eet en oefen, sodat hulle kon seker maak dat enige onnodige gewig word verloor. Maar nie net dit nie. Op die dag van die wedloop sou hulle al hulle klere uittrek en hulle sou kaal hardloop. Hoekom? Want selfs die bietjie gewig van die materiaal aan hulle lywe, hulle wou nie toegelaat dat hulle met 'n sekonde vertraag nie. Because every second counts. En hierdie het my laat dink, hoe lyk my toewyding? Want hierdie onnodige gewig, wat hulle oor jare moes laat gaan van, het nie per ongeluk gebeur nie.
Jy word nie per ongeluk fiks nie. Dit het toewyding. Dit het volharding. Dit het fokus geverg. Hardloop jy jou vinnigste. Nou hierdie onnodige gewig, wat hierdie vers van praat, impliseer nie noodwendig sonde nie. En ek wil hê ons moet dit skei. Ek praat nie nou van sonde nie. Hierdie onnodige gewig wys na enige gewoonte, na enige houvas, na enige gesindheid, wat jou weerhou om jou beste en jou alles vir die Here te gee. Dit is nie noodwendig sonde nie. Maar ek gee vir die Here die leftovers van die dag. Hierdie onnodige gewig is enige iets wat my keer om my beste en alles vir die Here te gee. En dit kan goed wees soos onverwerkte teleurstellings, wrokke. Dit kan selfs mislukkings wees wat ons saam met ons dra. Dit kan wees 'n oordrewe drang om mense altyd gelukkig te wil hou. Dit kan ambisie wees. Ek wil dinge bereik wat ek wil bereik. En dit kan materialisme wees. Ons gemak, die dinge van hierdie wêreld. Maar die Bybel sê, laat ons elke onnodige gewig van ons afgooi. Nou die Griekse woord vir afgooi of aflê is meer as net 'n eenmalige een kan sit. Dit skets eintlik die prentjie van iemand wat 'n las neerlê, maar moeite word gedoen om die gewig weg te skuif en te verwyder. Nou hierdie is die gedeelte waarmee ons as Christene sukkel. En ek praat uit ervaring en wat ek sien by mense. In 'n oomblik is ons baie gewillig om iets voor die Here te gaan neerlê en aan hom oor te gee. Maar wat doen ons die volgende dag? Die volgende dag wat ons getrigger word, die volgende dag wat ons weer aan die kant kom, begin ons dit weer saamsleep. Want ons het gewoond geraak daaraan. En dit is nie wat die woord afgooi beteken nie. Om gehoorsaam te wees aan die opdrag om iets af te gooi, impliseer dat ek 'n wilsbesluit maak om hierdie ding so ver as moontlik permanent van my lewe af weg te kry. Om dit permanent uit my daaglikse roetine uit te kry. Dis nie net 'n eenmalige ding nie. Dit is, ek skuif dit so ver weg uit my daaglikse lewe, dat ek dit nie weer kan gaan optel nie. En hier is waar ons sukkel. En dan gaan hierdie vers aan. Voordat ek oor die vers aangaan, ek wil gou iets sê, wat hier nou op my hart druk. Ons verdra en vermaak baie keer dinge wat die Here al lankal vir ons gesê het om te laat gaan. Ek het hierdie week 'n video van John Bevere gekyk. En hy praat oor ons as mense wat so gereeld hierdie woorde sê, die Here praat al lank met my hieroor. Wie het dit nog nie gesê nie? Die Here praat nou al lank met my hieroor. Hoe lank wil jy moet die Here nog met jou praat daaroor? Want jy sien, as jy gaan kyk na die lewe van Abraham, sorry, hierdie is glad nie nou deel van my preek nie, as jy gaan kyk na die lewe van Abraham, die Here kom na hom toe en vra vir hom sy seun Isak te gaan opoffer. Was sy seun sonde? Nee. Sy seun was inteendeel 'n belofte van die Here. Sy seun was die kosbaarste ding wat hy gehad het. En die Here vra vir Abraham om vir Isak te gaan offer, want hy wil sien of Abraham gehoorsaam sal wees.
En wat ons baie keer mislees, is die feit dat dit sê, toe die Here klaar met Abraham gepraat het Abraham die volgende dag gegaan om Isak te gaan offer. Maar wat doen ons? Here, verduidelik net gou vir my, waarmee is hy besig hierso? Het ek u nou reg? Kan u vir my 'n bevestiging gee? Ek gaan net nog bietjie wag en net seker maak dit is u. Ek gaan net vir 'n paar jare kyk of u dit nog steeds op my hart druk. Abraham het die volgende dag was hy gehoorsaam. Maar nee, die Here lê dit al lank op my hart om hierdie te laat gaan. Jy weet, dit is nou al dekades wat ek hierdie see ronddra. Wat ek weet, ek moet dit laat gaan, maar ek sukkel so. En dit voel vir my of die Here vanoggend vir ons wil sê, hoekom hou jy aan dinge verdra en vermaak, wat hy al lank al vir jou gesê het om te laat gaan? Ons soek die hele tyd nuwe woord van God, en dis as die Here sê, jy het nog eers gedoen wat ek laaste vir jou gesê het nie. Go back to what God has been telling you to get rid of. Daar's 'n rede. Laat ons elke onnodige gewig afgooi, permanent verwyder. Dan gaan die vers aan my sê, ook die sonde wat ons so maklik verstrik. Nou sonde verwys na enigiets buite die wil van God. Maar in hierdie vers spesifiek, praat dit nie oor net sonde oor die algemeen nie. Hierdie vers verwys spesifiek na sonde wat meegebring word as gevolg van omstandighede wat ons maklik laat verstrengel raak. So, hierdie is dinge wat ons almal weet van sekere mense, sekere plekke, sekere afleiding, sekere apps op ons fone, sekere gesprekke, wat ons in 'n posisie sit, om aan te gaan met voortdurende sondes. En die Here sê ons is veronderstel om van daardie verhoudings, ons is veronderstel om van daardie omgewings af weg te loop, sodat ons nie elke keer aanhou terugval in daai sonde nie. As jy 'n drankprobleem het, moenie gaan probeer sterk wees in 'n bottelstoer nie. Daar is sekere dinge wat die Here sê, daar is sondes wat jy weet, vir jou maklik verstrik. Verwyder jouself van daardie omgewings. As ons hierdie wedloop met volharding wil hardloop, kan ons nie aanhou verskonings maak nie. Kan ons nie aanhou ander mense blameer nie. Ons gaan moet kies om sekere omgewings te vermy, van sekere verhoudings weg te stap. Want dit hou aan ons verstrik. En dan eindig hierdie vers, hy sê, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik, en laat ons die wedloop wat vir ons voorlê, met volharding hardloop. Die oog gefestig op Jesus, die begin en volëinder van ons geloof. Nou hier is 'n feit. Ons kan net behoorlik op een ding op 'n slag fokus. Kom ons wees eerlik. Behoorlik kan jy net op een ding op 'n slag fokus. En hierdie vers sê baie duidelik, my oog moet gefokus wees op Jesus. En ek moet wegkyk eintlik van alle ander dinge. En in vandag se tyd is dit van uiterste belang om te leer watter mense en watter plekke help my om gefokus te wees op Jesus. En watter dinge en watter plekke en watter mense en verhoudings is net afleidings. Want julle, die probleem is nie net dat ons onnodige gewig ronddra nie en rondsleep nie. Die probleem is hoe vinnig ons afgelei word. Dink gou vinnig eerlik daaraan. Dink aan 'n dag waar jy besig is met belangrike dinge. Jy het stilte tyd, jy het 'n ernstige gesprek met 'n persoon, jy doen jou werk, jy doen belangrike dinge. En ewe skielik hoor jy iets kom deur op jou foon.
Wees baie eerlik. Ons is al so gebrainwash om onmiddellik af te kyk van wie is dit? Wat is dit? En dan is ons so afgelei dat dit vat my weer 'n paar minute en sekondes om weer terug te kom waar ek was. En die Here het met my oor kom praat, want dit is so convenient tegnologie. Ek dra my foon op my wrist. Ek het 'n horlosie. En ek moes afleer dat elke keer wanneer ek voel hy vibreer en ook 'n boodskap, dat ek nie in 'n gesprek dit doen nie. Ons kom nie eens meer agter hoe vinnig ons afgelei word nie. Maar die feit van 'n saak is, 'n atleet wat met volharding wil hardloop, kan nie bekostig om kort sy fokus te verloor nie. Hy kan nie bekostig om afdraaipaaie te vat nie. Want jou fokus bepaal jou koers. Jou fokus bepaal jou koers. Nou daar is 'n tweede beeld wat Paulus gebruik, wat hierdie selfde beginsel vir ons bevestig. En ons vind in 2 Timoteus 2 vers 4 tot 5. Luister mooi. Hy sê, 'n soldaat in aktiewe diens, wat sy bevelvoerder tevrede wil stel, bemoei hom nie met die dinge van die gewone lewe nie. En dan gaan hy aan, dan sê hy, 'n atleet wat aan 'n wedstryd deelneem, kan die prys wen slegs as hy volgens die reëls meeding. En ek dink ons leef in 'n tyd waar baie mense die wedloop hardloop, maar hulle hardloop nie om te wen nie. Hulle hardloop nie om die vinnigste te wees nie. Hulle hardloop nie om hulle beste te gee vir die Here nie. Hulle wil dit net tot in die hemel maak. En ek hoor dit in die manier wat mense vra. So, hoe ver is nou te ver? Jy weet, wat kan ek doen wat ek nou die hemel gaan mis nie? Dis die verkeerde vraag. Die vraag is, wat kan ek meer doen om seker te maak ek wen die prys? Nie net hoe gaan ek net in die hemel kom nie. Die ding is, omdat ons nie hardloop om die prys te wen nie, dit is hoekom ons nie omgee oor die reëls nie. Wat die Here so oorduidelik is nie. Maar as ons teruggaan na hierdie beeld toe van die soldaat, dit sê dat 'n soldaat wat sy bevelvoerder wil tevrede stel, bemoei hom nie met die dinge van die gewone lewe nie. Nou hierdie dinge in ons alledaagse lewe, net soos gemak, is nie noodwendig verkeerd nie. Maar waar is jou fokus? Jy sê, want dis waar die probleem in kom. Hierdie dinge kan ons so vinnig verstrengel en verstrik maak, dat ons heeltemal ons fokus afhaal van dit wat belangrik is. Dit is die gevaar. En ons kan nie volkome vir Christus leef, as ons harte en ons tyd, die heeltyd, vasgevang is in dinge wat nie ewigheidswaarde het nie. Dis wat hierdie vers sê. As jy regtig die Vader wil tevrede stel, word die ander dinge vir jou minder belangrik. En as ek vir jou die vraag vandag moet vra, waarin voel jy verstrengel op hierdie oomblik? Is daar dalk verhoudings wat jou geestelik aftrek? Is daar skuld wat jou vasbind? Is daar gewoontes en sondes wat jou beheer? Moenie langer uitstel nie. As die Here dit nou al vir hoe lank op jou hart lê, en dis hoekom ek gebid dat die Heilige Gees, daai ding wat hy wil hê, jy vanaf moet afskeid doen, dat hy dit vir jou sal wys en openbaar vandag. Daai ding wat jy al sê, ja, die Here praat nou al lank met my hieroor. Moenie langer uitstel nie. Want Jesus is ons bevelvoerder. Dis beteken dit dat my eerste loyaliteit moet teenoor hom wees. Nie die wêreldse begeertes en eise nie. En ons raak moeg. Ons raak moeg.
Maar hoe meer ek hier aan dink, besef ek, ons raak nie noodwendig moeg, omdat ons die wedloop hardloop nie. Ons raak moeg, omdat ons onnodige dinge saamsleep. Die Here se genade sal altyd vir jou genoeg wees, wanneer jy doen wat hy wil hê jy moet doen. Luister mooi wat ek nou gesê het. Die Here se genade is vir jou genoeg, wanneer jy besig is met die dinge wat vir hom belangrik is, wanneer jou oë gefestig is op hom. Maar ons raak moeg, want ons is besig om dinge saam te sleep wat onnodig is. En so vandag eerstens moet ons vir die Here vra, Here, help my om onnodige gewig in my lewe te identifiseer. Dinge wat nie van U af is nie. Dis vir my lekker, dis vir my gemaklik, maar dit het nie ewigheidswaarde nie. En dan om tweedens vir die Here te vra, Here, bewaar my fokus. Dat my oog gefestig sal wees op Jesus, nie op mense in my omstandighede nie. Derdens, beoefen geestelike dissiplines. Want jy gaan nie gewig verloor as jy net 1 keer 'n week reg eet nie. As jy net 1 keer 'n week op 'n Sondag kom oefen. Geestelike dissiplines beteken, dit is 'n leefstyl by my, om my Bybel te bestudeer. Dit is 'n leefstyl by my om te bid, nie net wanneer ek dinge nodig het nie, maar as elke oomblik kommunikasie aan die Here. Dit is 'n leefstyl by my om in aanbidding te wees. Dit is hoekom wanneer ek by die kerk is en ons sing liedjies, hoef ek nie na die skerm te kyk nie, want die aanbidding is deel van my. Stilte is deel van my geestelike dissiplines. Want wanneer ek stil raak, kan ek die Here hoor praat. Beoefen geestelike dissiplines. En laastens, kies jou verhoudings reg. Want wie saam met jou hardloop, gaan bepaal hoe jy hardloop. Party van ons sleep mense soos 'n laste saam. Jy kan nie die wedloop vir hulle hardloop nie. Jy kan hulle aanmoedig, maar kies jou verhoudings reg. Die Here roep ons nie net om te begin nie. Daar's baie mense wat begin, maar nie goed eindig nie. En dis vir my die hartseerste ding in die kerk. Dis die hartseerste ding vir my wanneer ek na Christene kyk. Ons begin so goed, maar ons eindig nie goed nie. Julle, ons hardloop nie in ons eie krag nie. Ons veg nie met ons eie wapens nie. Dit is hoekom ons Jesus nodig het. That is why we need to trust in the Lord, so that we will run and not get weary. Dit is hoekom ons Jesus nodig het. Want hy is nie net die beginpunt van my geloof nie. Hy is ook die een wat dit sal voltooi. En my vraag vandag aan jou is, watter dinge praat die Here al lank oor met jou? Wat jy ervaar, die Heilige Gees sê, ek word vandag in jou voltooi. Ek wil hierdie ding vandag kom vat, hierdie ding wat ek al jare lank met jou weer worstel. En ek wil vra dat jy dit sal kom afgooi vandag. Ek wil vra dat jy dit so ver van jou daaglikse routine sal verwyder, dat jy nie sal moeg word van onnodige laste meer nie.